Goeiedag almal, ek is Mani van Bloemfontein. Dit is vandag Sondag, die 27ste April 2025. Ons doen 'n Sondagkoerant en ons behandel hom net kortliks. En vandag se hoofopskrif sê: moordenaar van Divinay Nel nou in polsmoordtronk aangehou. Die nuushooftrekke vir vandag sien so daarna uit. Afrikaner vlugtelinge vlieg na VSA. Moordbeskuldigde in Divinay Nel se saak word nou in 'n gewone tronk aangehou. Nog klagtes van onderwysers wat oortree teenoor kinders aangemeld. ANC het die BTW-verhoging gekeer volgens Mbalula. Skoolseun aangeval buite skool. Erling Pumas bo-aan SA beker punteleer. Selwyn draf voor in Sewes se volgende toernooi. Divinay Nel, wat 16 jaar oud was, se vermeende moordenaar, het op 16 April sy 18e verjaarsdag gevier. Hy is tot onlangs nog by die Outeniqua Kinder- en Jeugsentrum in George aangehou. Die saak teen hom is tot 26 Mei uitgestel. Bronne by die Polsmoor gevangenis het bevestig dat die jong man nou daar aangehou word. Hy is donderdag na sy verskyning in die Landdroshof in Caledon na die gevangenis geneem waar hy in die afdeling vir jeugdige verhoorwagtenis tussen die ouderdomme van 18 en 20 jaar aangehou sal word. Divinay Nel, 'n graad 10 leerling aan die Hoërskool Oeverberg in Caledon, is op 7 Augustus dood in 'n pakkamer op hierdie skoolterrein gevind, nadat sy ure lank vermis was. Die beskuldigde is op 16 Augustus in hegtenis geneem. Die beskuldigde is in Januarie 2025 vir waarneming in die Valkenberg Psigiatriese Hospitaal opgeneem. Dit was sy tweede besoek aan hierdie hospitaal. Volgens die groep genaamd Amerikaners, wat sowat 40.000 voornemende vlugtelinge bystaan, is om en by 30 aansoeke reeds verwerk, waarvan die eerste groep volgende week na die VSA sal vertrek. Sowat 110.000 Afrikaners het reeds navraag by die Amerikaanse ambassade gedoen om vlugtelingstatus te kan bekom. Dit volg op uitvoerende bevel van president Donald Trump om vlugtelingstatus aan Afrikaners te bied. 3 aansoekers wat reeds die eerste onderhoude voltooi het aan die koerante gesê die personeel by die Amerikaanse ambassade in Pretoria was besonder vriendelik en empaties weens die beweerde volksmoorde op wit Suid-Afrikaners. Na eerste onderhoud word daar 'n tweede onderhoud en 'n mediese ondersoek op die aansoekers gedoen. Meer as 300 onderwysers oor Suid-Afrika heen word weens beweerde seksuele wangedrag by skole ondersoek. Die onthullings volg nadat Sifiwe Kurube, minister van basiese onderwys, in antwoord op 'n parlementêre vraag bekend gemaak het dat slegs 19% van alle onderwysers in openbare skole se agtergrond teen die nasionale register vir seksoortreders, die NRSO, nagegaan is. 'n Waarnemende hoof van etiek en beroepsontwikkeling by SACE het aan die komitee gesê dat die raad teen 12 April vanjaar altesaam 1537 sake teen onderwysers ondersoek het. Daarvan hou 485 verband met onderwysers wat van fisieke of seksuele wangedrag teenoor ander onderwysers aangekla word en 597 met onderwysers wat lyfstraf aan leerders toegedien het. Ella Mokgalani, uitvoerende hoof van SACE, het daarop gesê dat SACE se aanvanklike begroting van minder as R2 miljoen te min was om 1500 sake teen onderwysers te kon ondersoek. Kwaruwe sê verder in haar parlementêre antwoord, haar departement bly daar te verbind om te sorg dat geen ongeskikte persoon in die onderwyssektor aangestel sal word nie. Die Vrystaat het die meeste onderwysers se agtergronde nagegaan, naamlik 53%, gevolg deur die Wes-Kaap op 38%, Mpumalanga op 34%, Gauteng 28%, Noordwes ook 28%, Noord-Kaap 20%, KwaZulu-Natal 7%, Oos-Kaap 5% en Limpopo 0%. Die voorgestelde BTW-verhoging in die begroting is slegs danksy die ANC geskraap, soos sê Fikile Mbalula, die sekretaris-generaal van hierdie party. Mbalula sê prosesse is tans in die parlement aan die gang om die begrotingsproses van vooraf te begin. Dit sal 'n nuwe fiskale reëling sonder 'n BTW-verhoging instel. Edog Godongwana, minister van Finansies, het Woensdag om middernag aangekondig dat die BTW-verhoging met 'n halwe persentasiepunt geskraap sal word. Mbeleni Mbengo Motsiri, ANC woordvoerder, het op haar beurt namens die ANC gesê
Die DA is deel van die ANC se volgehoue verbintenis tot die beginsels van dialoog, nasiebou en konsultasie in die hantering van die dringende begrotingsprosesse in die parlement. Die vergadering tussen die ANC en die DA het gevolg nadat die ANC donderdag 'n mediakonferensie saam met 7 ander RNE-vennote asook Action SA, Bossa en die National CC gehou oor die BTW-verhoging wat geskrap is. Zille het woensdag gesê dat die skrapping van die voorgestelde BTW-verhoging te danke is aan die saak wat die DA in die Hooggeregshof in Kaapstad ingedien het om onder meer die aanvaarding van hierdie fiskale raamwerk te betwis. 'n Hoërskoolleerling in die Kaap sterk in die hospitaal aan nadat hy van dese week buite 'n skool aangeval is. Leidens 'n polisieverklaring het die voorval 67 meter van die skoolterrein op die hoek van Weltevrede Rylaan en Spinneweg plaasgevind. Het steekwonde opgedoen toe 2 mense hom genader het en aangeval het, so sê die polisiewoordvoerder. Die skoolpersoneel het onmiddellik die polisie en ambulans ontbied en noodhulp toegepas om verdere bloedverlies te probeer voorkom. Die leerling was teen gister reeds in die hospitaal gewees. Norman Jantjies, voorsitter van die Mitchellsplein Gemeenskapspolisieering Forum, sê die aanvallers vermoedelik oud-leerlinge van die skool waar die seun was. Jantjies het sy kommer uitgespreek oor bende geweld in Mitchellsplein. Die kinders word op 'n jong ouderdom daaraan blootgestel en neem die verkeerde besluite. Die polisie ondersoek 'n saak van aanranding met die doel om ernstig te beseer. Niemand is teen druktyd aangekeer in hierdie geval nie. 1 persoon is dood en verskeie ander gehospitaliseer na erge oorstromings in Umlazi, suidwes van Durban, waar dit voorgekom het. 1 persoon is dood nadat 'n gesin se huis Umlazi ineengestort het. Hy sê hy is deur die plaaslike raadslede in kennis gestel dat alle mense na plaaslike klinieke en hospitale gehaas is nadat hulle huise vernietig is. Nog gebiede in Umlazi wat deur die oorstromings geraak is, sluit in Chicago, wijk 78, naby die Kwamagaga High School waar die huise weggespoel het en mense is daar dakloos gelaat. Die swaar reën en oorstromings het plaasgevind terwyl die begrotingsredes vir die Departement van Vervoer en Menslike Nedersettings in hierdie wetgewer gelewer is. Baie sterkte vir daai mense. SA Beker het die naweek sy 7de ronde hervat en soos elke vorige naweek was rugby van hoogstaande gehalte deur die 10 spanne opgelewer. In Oos-London het die Grens Bulldogs verloor teen 'n begeesterde oostelike provinciespan wat regdeur in die wedstryd in beheer was in alle opsigte. Die eindtelling was Grens met 15 punte teen 41 van die OP Olifante. Die Erling Pumas was gasheer vir die Suzuki Griquas wat bo aan die punteleer was en beide spanne wou met die wedstryd verseker om aan die bopunt te eindig, maar die Erling Pumas het met 'n naalskrapse wen bewerkstellig en die Griquas gewen met 39 punte teen 34 van die Griquas. In die Boland Stadion in Wellington was die Cavaliers die gasheer vir die Luiperds en hierdie die tuispan voor 'n groot skare vermaklike 3 ingeryg en die skare is getrakteer met goeie hardloop rugby deur die Cavaliers wat ook bewys dat hulle in die boonste 4 spanne wil eindig. 80 waardevolle punte is opgestapel vir die Cavaliers en die Luiperds het met 0 punte huiswaarts gekeer. En welkom het die Nova Wit Griffins en die Pangela SWD Arende die stryd aangesê en ook het die tuisspan gesorg dat hulle ondersteuners weer waarde vir hulle geld kon kry. Die skare was baie verbaal agter hierdie spelers. Die Griffins het 57 punte en 27 punte vir die SWD Arende is aangeteken op die telbord. In Bloemfontein het die stadion met 'n karige 3000 plus toeskouers saamgekom en die Toyota Cheetahs het gasheers gespeel vir die Valke. Die skeieregter Stefan Geldenhuys en sy 2 assistente Nico Bredenham en Scott Olivier wat in beheer van die wedstryd was, het hulle goed van hulle taak gekwyt en gesorg dat die regte besluite geneem word. Spel het deurgaans gevloei, maar die tuisspan het die meeste balbesit gehad, dis hoekom die telbord dit ook gewys het. Die Cheetahs se afrigters kan tevrede voel met al die fasette in die wedstryd waaraan hulle spelers betrokke was en dit het wel vrugte vir hulle afgewerp. Beide spanne se fiksheid was goed, maar die man in oranje het beslis net meer diepte gehad en so gesorg vir 'n wen op plaaslike bodem. Die eindtelling was 59 punte vir die Cheetahs en 17 punte vir die Valke. Die SA Beker puntelys lyk so. In die eerste plek is die Erling Pumas met 35, die tweede plek Suzuki Griquas met 32 punte, die derde plek is die Toyota Cheetahs met 27 punte, gevolg aan die vierde plek met die Boland Cavaliers op 25. Die 5de plek is die Nova Wit Griffins, ook met 25 punte, die Valke is in die 6de plek met 20 punte, in die 7de plek is die Oostelike Provinsie se Olifante met 17 punte, in die 8ste plek die SWD Arende met 7 punte, in die 9de plek is die Luiperds met 4 punte,
gevolg in die 10de plek met die Bulldogs op 2 punte. Selwyn Davids sal aanstaande naweek die eerste keer die seisoen die Blitsbokke alleen aanvoer wanneer hulle in Los Angeles se 7de toernooi in aksie sal wees. Toe Davids van die jaar teruggekeer het, het hy en MP Visser die span saam aangevoer. Davids se boerling van Jeffreys Bay is 'n bedrewe leier. Hy het die Blitsbokke verlede jaar alleen in die Sevens reeks aangevoer en ook op die Olimpiese spele in Parys waar Suid-Afrika met 'n bronsmedalje huiswaarts gekeer het. Suid-Afrika kom in sy groep A wedstryde teen Frankryk, Brittanje en Argentinië te staan. Fiji, Spanje, Australië en Nieu-Seeland is in groep B. Die 2 topspanne in elke groep sal na die halfeindrondes deurdring. Suid-Afrika se vroue 7 span gaan ook in Los Angeles toernooi in aksie wees. Die Suid-Afrikaners het gekwalifiseer vir die uitspelstryde in Amerika omdat hulle onder die voorste 4 spanne in die uitdagreeks die tweede liga klaargemaak het. Die VRK wedstryde se uitslae lyk soos volg. Ulster het 19 aangeteken teen die Sharks se 22. Lionel Scarlets het 35 punte teen Leinster se 22 aangeteken. Die Stormers het gesorg vir 56 punte en Benetton net 5 punte. Die Ospreys het 57 aangeteken teen Dragons se 24. Die Lions wat gasheer was vir Connacht het 26 aangeteken teen die 7 van Connacht. Zebra het 25 aangeteken teen Edinburgh se 25 punte. Cardiff Rugby het 26 punte opgestapel teen Munster se 21. Die Glasgow Warriors was die gasheer vir die Bulls en het eintlik in die tweede viool gespeel en het 19 punte gekry vir die Glasgow Warriors en die Bulls het 26 punte gekry. Die VRK se puntelys lyk so. In die eerste plek is Leinster op 67 punte, gevolg in die tweede plek Glasgow Warriors met 59 punte. Die Vodacom Bulls het 58 in die derde plek. Die vierde plek is die Sharks met 53 punte. In die 5de plek is Cardiff Rugby met 46 punte. In die 6de plek is die Stormers met 45 punte. In die 7de plek Lionel Scarlets met 43 punte, gevolg deur Benetton in die 8ste plek met 41 en Munster in die 9de plek met 41 punte. In die 10de plek is Edinburgh met 39 punte. Die 11de plek is die Ospreys met 38 punte. Ulster in die 12de plek ook met 38 punte, gevolg in die 13de plek deur die Lions met 35 punte. Die 14de plek word ingeneem deur Connacht met 35 punte. In die 15de plek is Zebra met 29 punte. In die laaste plek is die Dragons met 9 punte agter hulle naam. Skole rugby wat die naweek gespeel is. Alberton het 53 punte aangeteken teen Mondior se 0 punte. Benviljoene 22, Vryheid 22, Brandwag 31, Sasolburg 0. Garsfontein 25, Affies 41, Helpmekaar 33, Menlo Park 36, Kesset 17 aangeteken teen Parktown se 14 punte. Oosmoed 23 punte opgestapel teen Middelburg se 21. Swartkop het 74 aangeteken teen Heidelberg Volksskool se 12 punte. St. Charles College het 14 aangeteken teen Hilton College se 74 punte. Burgersdorp het 19 punte gekry en Landboudal 7 punte. Grey College het verras en 31 punte aangeteken teen 'n magtige Parel Gimnasium wat hulle geklop het met 43 punte. Leendert Kokomoer, 17-jarige blits van die Helpmekaar College, het met 'n skittertyd van 45,03 sekondes in die halfeindronde van die mans se 400 meter behoorlik spiere gebuld om Demper se rekord van 45,15 sekondes wat al sedert 6 Mei 1994 gestaan het, te oortref. In die vroue se 7 kamp het die 22-jarige Carmen Forsie gespog om goud te wen na die 7 items, die 100 meter hekkies, die hoogspring, gewigstoot, 200 meter, verspring, spiesgooi en 800 meter waarin sy deelgeneem het. Victor Haugen, die diskusgooiers, het vir die 14de keer die titel agter sy naam geskryf met 'n wenafstand van 61,11 meter. Johan van Vieren, sy tweede sprong van 8 meter, was genoeg om die eerste plek aan hom te besorg in die verspring. Dit was 3 cm verder as Cheswell Johnson, sy 7,96 meter, wat die silwer medalje verseker het. Divan Manuel se afstand van 7,93 meter was goed genoeg vir 'n bronsmedalje. Karina Swiegers het met haar titel suksesvol verdedig in die vroue se 3000 meter hinders. Haar wentyd was 10 minute 53 sekondes gewees. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkiel vir jou. Jy kan vir Dian of Susan by 082-390-339 kontak. Hulle sal jou voertuigregistrasie namens jou behartig.
Ons Weerburg vir die streek lyk so vir vandag. Messina 1929, Polokwane 1325, Lephalale 1629, Mbombela 1427, Mahikeng 1425, Pretoria 1323, Johannesburg 1526, Ermelo 822, Richards Bay 1926, Pietermaritzburg 1224, Durban 1925, Port St John 1726, Bethlehem 1021, Bloemfontein 1323, Allewal Noord 1324, Welkom 1423, Vryburg 1425, Kimberley 1525, Appington 1929, Prieska 1526, Springbok 1930, Karasburg 1930, Keetmanshoop 1630, Mariental 1530, Alexander Bay 1927, Brandvlei 1828, Loedertz Bay 2026, Vredendal 1336, Kaapstad 2025, Sutherland 13 en 23, George 1927, Jeffreys Bay 1928, Geberra 1732, Graafreinet 1628, Oos-London 1729, De Aar 1524, Molteno 1122, Beaufort Wes 1929. Ons markte vir die dag lyk vandag so: die rand verhandel teen R18.69 teenoor Amerikaanse dollar, die Australiese dollar kos R11.96, die euro verhandel teen R21.22, die pond kos $24.88, die yen kos 13 sent, die prys van silwer is $33.11 Amerikaanse sent per fyn ons, die prys van goud is $3.318 per fyn ons, die prys van Brent olie is $66.87 Amerikaanse sent per vat. Ons gedagte vir die dag lyk so: mag jou dag besaai wees met geluk en alles wat mooi is op hierdie Sondag. Mooi loop. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'n aangename dag word vir julle toegewens.